Feesvoete is al vroegdag na 'n vars byreën by die Takkefees in vereniging, waar die feesgangers nie die minste afgeskrik het nie. Die besem vat en nooit weer, al die seer kry en die smart. Ja, nie op die stakkie om by die Takkefees. Ons gaan hierdie motor nou vat en ons gaan bietjie speelpark toe. Wat sê julle kinders? Kom ons jaag hom, papa. Ja, nee. Ek vra jou net wat, ek wil huil as ek reën, want dan huil ek. In die speelpark was daar hope pret wat vir ons gewag het en ek moes natuurlik eers 'n wedren reël. As hy lekker by die Takkefees, takkie om papi, 1, 2, 3, gaan! En die rolstoei het vir jou verseker baie aandag getrek. Gaan jy nou vraggies bo op hom spring? Dit was mis gewees. En het hulle nou vir jou rondgedans. Ons sal gou 'n onderhoud hê met die voorsitter van die Takkefees, Frans de Jong. As hy sê vir my, ek verstaan HTS Hoërskoolvereniging, dis nou waar ons is, gaan saamsmelt, vertel ons bietjie meer daarvan. Ja, die twee skole wat gaan saamsmelt is HTS vereniging by wat hier by waar ons nou is en dan Hoërskoolvereniging. Die nuwe skool se naam is Vereniging Gimnasium en ons behoort vir 1500 plus leerders in die skool te wees. En die samesmelting is absoluut vir die behoud van Afrikaans as taal, voertaal in die skool. Met ander woorde, dis een groot makro-Afrikaanse skool wat van volgende jaar Januarie maand af gaan ontstaan. En dan ja, soos ek sê, die Takkefees soos hy is, gaan voortbestaan by die nuwe skool. Dit gaan nie die einde van die fees wees. Dit is vir ons Afrikaners wat in die gemeenskap bly baie belangrik om in hulle taal te kan skool gaan en te kan feesvier. Daar waar ons heen gaan, het gaan die eerste skool wees waar jy 'n keuse van 21 vakke kan hê waar jy kan kies. Dit sluit 'n tegniese been en akademiese been sowel as 'n landboubeen. Ja, dit is een van die redes hoekom ons na die ander terrein skuif. Ons het 'n koshuis daar wat plek het vir 250 leerders. En omdat ons aan die Noord-Vrystaat en Oos-Vrystaat, ek wil amper sê ons bure hier is, waar daardie gebied waar dit tradisioneel kinders is wat op plase groot geword het en daar nie meer landbouskole is nie, kan ons daardie kinders dan huisvestig in hierdie koshuis van ons. Wat is jou naam? Chris, wat het jy gery het jy so lyk? 'n Jeep, Black Mamba. Ons gaan nou daar staan in jou Jeep, Mamba, en kyk, het jy die draai te vinnig gevat? Nee, alles 100% geloop. Is dit lekker speeltyd, aldag heeltyd. Ek dink die ouens, baie ons weet nie daar by die huis dat 'n 4x4 of 'n 4x4 voertuig moet spesiaal ingerig. Jy kan nie net met enige voertuig deur modder ry nie want daar kom water en alles en so. Wat behels dit alles? Nee, daar's verskillende klasse. Ons pas dit maar aan van klas A tot klas C. Waar jy wil wees, wat jy wil doen. Beste is maar waar jy wil wees. Chris, vertel ons bietjie meer van jou. Wat noem jy hierdie voertuig? Black Mamba. En jy het hom self gebou. Al sy hande gebou. En ek glo dis die kan nie dood. Sê vir my wat se engine radkas jy in? Dis 'n Navara radkas. Dis 'n RD28 wat geturbocharged is. En ons gaan dit perfek. Ek is nie eendag spyt oor die ding nie. Ek dink ons moet feesvoete sulke 'n paar takkies opsit. En dit is lekker by die Takkefees, so jy het seker 'n paar takkies uitgehaal en dis hoekom jy so lyk. Ja, dit gaan nie oor die tyres nie, dit gaan oor die drywer ook. Die drywer moet ook agter die stokke kan staan. Hy moet weet waar dit gaan. So dit gaan goed. So ja, dink jy gaan 'n prys wen? Ek is 101% seker ek vat die prys. Geluk met jou 2de verjaarsdag en mag daar nog 200 verjaarsdae wees. Dis Saterdagmiddag hier by die Takkefees. Lekker sonskyn weer. Die reën is weg. En ons gaan loop hier tussen die stalletjies. En dit is alles onder dak, so natuurlik as dit sou begin reën, maar ons hoop nie so nie, sodat ons vanaand natuurlik Steve Hofmeyer so 'n vertoning kan kyk. So ja, kom ons loop en kyk wat sien. Kom grond van hy voet. Net hierna het ek 'n onderhoud met Henk Grimsel en Marius Dreyer. Twee mense wat komediante kon gewees het.
Wat die stasie doen baie goed. Nee, ek is nie die stasiebestuurder nie, ek bied die ontbytprogram aan vir die radiostasie. En dan het ek 'n paar ander programme wat ek ook meedoenig is. Die SA Top 20 waar ons net Suid-Afrikaanse musiek speel. Nie noodwendig net Afrikaans nie, maar Suid-Afrikaanse musiek. En dan is 'n program die naam van Juis Afrikaans waar ons net Afrikaanse musiek speel. So ja, dis vir ons lekker om geassosieer te word met die Tekkiefees. Dis nou ons 10de jaar. Dis die Tekkiefees se 10de jaar. So ons is nou al 10 jaar lank hier. En wat 'n klomp lekker kunstenaars ons nou nie vir die Tekkiefees hierdie jaar hier bymekaar gesit nie. Ongelooflik. Kyk net hier vir ou Henk Grimsel. Kyk, hy's die man wat as die partytjie eintlik verby is, dan begin hy weer die volgende een, jy weet. Dit is lekker om jou weer te sien, Henk. Die laasweek gekry was dit die varkfees geweest. Mense het lekker vark van homself gemaak, maar ons is nou by die Tekkiefees, so vanaand gee 'n plakke tekkie. Ja, ek gaan vanaand 'n vark en 'n tekkies wees, ja. 'n Vark met tekkies aan. So jy het natuurlik die kroegarea, dit wat doen jy? Ja, ons spesialiteit, ons doen ons altyd die afterparties by die kunstefeeste oral waar ons gaan. So ons sien uit daarna, soos laasweek, ons was groot al 2 aande. En as ek reg onthou verlede jaar met dieselfde afterparty hierso het ons nie veel geslaap nie. So ek sien baie uit. Ja, wat eintlik hier gebeur is, kyk, hulle wil nie die publiek moet dit weet nie, want dit gaan CD sales seermaak, maar wat gebeur eintlik is hulle doen hierdie line-up om vir my oop te maak. Al hierdie kunstenaars hier maak oop vir my en ek is mos net maar half belangrik. So hulle gee my eie venue met my eie verhoog en my eie klank, ja, my eie goed, want daar die hoofshow is eintlik daar, jy weet. Julle van Henk se musiek, speel julle dit? Weet jy, ons speel net kwaliteit musiek. So nee, ons grap het nie, ek het so ruk terug 'n lekker onderhoud gehad met Henk, net so nadat hy, kyk, hy was mos 'n man wat op die skepe gewerk het. En net toe hy daar afkom, het hulle hom gebring dan na my toe vir 'n onderhoud en ek en hy nou vir jou 'n lekker onderhoud gehad. Werklik. Nee, hy's 'n goeie entertainer. Ja, hy's regtig baie aangenaam en los met die tong, hè. Ja, nee, hy's gemaklik. Hy kan 'n gehoor so lekker in die gang kry. En weet, dis wat die ouens wil hê wanneer ou na so 'n fees toe kom. Jy kom om te ontspan en dis presies wat jy kry wanneer jy nou saam met hom daar in die biertent gaan sit. Dit word laat nag. Alright, nou soek ek net die girls sing vir my. En so het ons die res van die dag gelukkig nie 'n druppel reën gekry nie. Soos Henk altyd sê, maak hom los. Ja, dit gaan al lekkerder. Sê vir my, hoeveel inluisteraars het julle daar by 90.6? Ons is so kort, dis kan 70 miljoen. Weet jy, die amptelike syfers is so rondom 230,000 wat die Valdriehoek, ons dek die hele Valdriehoek van Alberton in die noorde tot so met Koppies in die suide, tussen Parys en Potch aan die ooste en aan die weste kant gaan ons tot so by Verliers. So ons het 'n redelike groot, so 80 km radius wat ons opvang, ja. Ek verstaan van die radiostasies het 'n meter en dan toets hulle hoeveel mense is ingeskakel vir sekere programme en dan is die ouens meer en dan sê hulle, bestaan dit? Hans, die dag wat jy so 'n stukkie apparaat ontwikkel, my vriend, hoef jy nooit weer te werk nie. Nee, daar is nie 'n manier wat 'n ou radiogolwe kan meet soos wat jy met TV kan jy sien, okay, hierdie ou het ingeskakel en jy kan dit nie met radio doen nie, maar ja, ons kamsak om so 'n bietjie. Net daardie preek gesels ons met Gerard Steyn wat sy liefde gevind het en sy nuwe gom musiek laserskyf. Welkom terug by die Tekkiefees. Ek is Trisha de Tooy. Baie geluk aan ASTV met julle tweede verjaarsdag en dis lekker by die Tekkiefees. Hallo ASTV, ek is Janie Du Plessis. Ek gaan met die tweede verjaarsdag en ek speel my musiek. Baie dankie. As ons staan by Gerard Steyn hier by die Tekkiefees natuurlik nog steeds. En Gerard sê vir my na Baby Chocolates, is daar lewe na Baby Chocolates? Daar's baie lewe, daar's diamante vir jou, daar's rooi rose, daar's sexy jeans, daar's pennies en ponde, daar's dimpels, daar's miljoene soene. Ja, weet jy wat, die 10 van harte album het baie goed gedoen, Hans. Ek moet vir sê die verkoop ek dink staan op so om en by 40,000 soos platinum. Dankie dat mense my nog steeds ondersteun. Ek het 'n nuwe geestelike album uit. Ek wil dit eintlik 'n geestelik opbouend en motiverende album noem, Gom. So my gomliedjies, as jy dit nog nie gehoor het nie, gaan koop 'n album Nuwe Krag. Ja, ek wil nie sê dit is 'n gospel album nie, want gospel is altyd vir my 'n bietjie funny naam om te gebruik, maar om te sê geestelik opbouend en motiverend is. Ja, soos 363 amper daai tyd. Absoluut, ja. So ja, ek is baie excited en ek begin aan 'n nuwe album te werk vir volgende jaar, wat seker so om en by Maart, April, Junie sal uitkom. Gerard, vertel my 'n bietjie meer oor Michael W. Smith. Weet jy wat, so 2 maande voor Michael W. Smith Suid-Afrika toe gekom het,
met ek en 'n pel van my Andries Ensen, die pastoor van Alberton Lewensentrum in Alberton en natuurlik hy is deel van die woord en vat my hand op die erediens op Kyknet en ons het toe saam besluit om te begin saamwerk, ek en Andries, en hy het vir my gevra om die Michael W. Smith shows te doen voor Michael W. Smith en ek was uit die veld uit geslaan want ek het van 'n 16-jarige ouder toen het ek vir Michael W. Smith begin luister, sy songs begin luister en ja, is dit 'n ongelooflike ervaring gewees saam met hom. Weet jy wat, ek moet vir jou sê dat baie mense dink dit is 'n effek van jy het op 'n bandwagon, ou wat op 'n bandwagon spring of jy wil op die wa spring, my vriend, ek spring nie op 'n wa nie, ek loop sommer. Ek doen my eie ding en ek het dit gedoen vir die eenvoudige rede dat dit is wat my hart was. Ek het nie iets gedoen om iemand te impress of om vir iemand te sê okay, wel, ek kan nou geld maak uit 'n geestelike CD nie. As mense die album koop, sal jy onmiddellik die eerlikheid en ja, ek dink dalk 'n gedeelte van my geloof hoor en ervaar. Ek dink dit is meer die musiekverhaal van my lewenspad as enigiets anders. As jy gepraat van jou hart, Baby Chocolates, jy het die chocolates gevind en ek hoor as goeie nuus. Ja, dit is nog 'n jong knoopie wat ek deurraak. So ek kry maar baie kommentaar daaroor, maar ons vat dit soos dit kom. Ek is baie bevoorreg om met 'n ordentlike Afrikaanse meisie die knoop te kan deurraak en soos hulle sê, trou is die perde koop nie. So ek's baie opgewonde daaroor, ons moet kyk wat gebeur. En al jou ASTV kykers, ek is Gerard Steyn saam met Hans Dromedaris. Feesvoete, baie geluk met julle tweede verjaarsdag. Geniet dit. Of die ander jou wil verdryf. En die pretpark is vol mense en is nie net kinders nie, is groot mense wat lekker speel hierso by die Takkie Fees. Die son sak in die weste. En hierdie gaan 'n goeie aand wees. Dis 6:00 die aand en die mense pak saam vir Andries Hendrik Potgieter. Ek dink ons staan al oor die 8000 mense. So lekker die reën bly weg. So ja, kom ons kyk hoe sing hy. Want ons staan ons herkoms en ons nasie verdwyn. Het was lekker om 'n bietjie Afrikaans te sing. En jy is eg boer. Ek so groot soos wat jy kry. Eg Afrikaans. Baie Afrikaans. Ek dra die voortrekkername, so dis belangrik. Dit is baie belangrik om Afrikaans te praat, dis wie ons is. Sodat ons vir altyd en trots hier kan bly. Wat nou currently uit is die Basta album wat ek en Steve gedoen het. Dis wat ek nou hier opgetree het. Ek gaan vroeg volgende jaar nog eene vrystel, maar dit is nog FHK treffers. Hy doen nogals goed hierdie ene, die rooi warm ene, maar daar's 'n opvolg vir hom in April maand. Het jy al gedink om jou kind in 'n ander taal te voed? Maar wat gaan word van ons taal as ons kinders dit... My naam is Andries Hendrik Potgieter, geluk aan ASTV se tweede verjaarsdag. Ons is hier by die Takkie Fees. Dankie dat julle ons musiek speel. Hardloop deur die strate, moepies op my harte. Kan die wind jou terugdraai en jou staf teen my vas, waar ek soek na jou. Ek het 8 albums uit op hierdie stadium waarvan die nuutste Julie 2011 uitgekom het. Ek sal al vas of hard besig om te werk aan 'n nuwe album wat due is vir release volgende jaar Maart maand. So ja, en ek dink die ouens wat alreeds die laaste CD of die nuutste CD die lewe se liedjie aangeskaf het, kan net nog beter verwag op die nuwe ene. So ek's baie opgewonde daaroor. Van my Jennifer Zamudio, baie geluk aan ASTV met julle tweede verjaarsdag en dankie dat julle my musiek bly speel. Dit sal leer, maar sal jy terugkeer, ek soek na jou. Gerard Steyn betree die verhoog vanaand met sy volle orkes en is net 'n bietjie bang. En as jy wonder, wat is hier onder? Sit daar veilig, of is jy bang vir die donker? 'n bietjie bang, 'n bietjie bang, 'n bietjie bang. Is jy bang vir die donker? Bang vir die donker? Is jy bang vir die donker? 'n bietjie bang.
saam met julle Matron, baie groot voorreg, baie welkom hierso. Die gehoor is aan die gang. Is jy lus vir hulle? Ek is baie lus vir hulle. Dit is altyd lekker om by Afrikaanse fees aan te kom en hier so groot crowd en jy weet almal is hier om Afrikaanse musiek te geniet. Dit is altyd 'n voorreg. As nee, Gerard Stein maak hulle warm vir jou, so ek dink jy moet losmaak. Sê gou vir ons, wat is die nuutste planne met albums? Waarmee is jy besig? Ons is besig, ek is besig om te skryf aan die volgende album. Ons hoop om so middel volgende jaar te begin werk aan hom. So hopelik sal hy einde volgende jaar of vroeg die jaar daarna sal hy hopelik uitwees. Net na Elis Matron se onderhoud moet jy vas staan, want ons gaan met onder andere DJ Osova en Steve Hofmeyer gesels. Jou lippe en jou lyf het my Sien net Gerard wat die knoop gaan deurhaak nie. Jy is ook besig daarmee, maar ons gaan nie te veel uitklap nie, maar vertel vir ons so 'n bietjie ietsie. Ja, nee, ek het mos nou die 7de Maart in Dallas het ek verloof geraak aan 'n wonderlike man en ek is baie blessed en ek is so dankbaar hy het oor my pad gekom en ek sien uit na die toekoms saam met hom en ja, ons haak nou die knoop deur die 2de November. Ek sal maar weer probeer. My beste fout was jy en voor ek my kon kry. Ek is Elis Matron en ASTV baie geluk met julle 2de verjaarsdag. Baie dankie dat julle Afrikaanse musiek speel. Dankie dat julle my musiek speel en is lekker hier by die Takkie Fees. Almal wat kyk kom volgende jaar. Sandra, sê vir my, waar kom jy vandaan? Ek kom van Bellville af. Ek kom van Bellville af in die Kaap. Dis nie stereotype nie, ons praat regtig van Bellville. Ja. Ek sê vir my, wat se album is jy uit en wat liedjie kan ons vir uitkyk? Die liedjie se naam is Wag Wag en jy hoef nie te wag vir my, hy's klaar daar, maar die liedjie se naam is Wag Wag en hy is op my nuwe album Alice in Nashville. Dis 'n country album, Afrikaanse kommersiële country album. Doen jy die hoeding? Draai jy die Nee, kyk, hierdie krulle moet gewys word. Nee, ek kom van die Kaap af, daar mins jy hare in die reën. Jy kan nie 'n hoed dra om dit weg te steek nie. Nee. Wat laat jou welkom voel? As my gastehuis 'n plug naby die spieël het. Nee, Jack, nee, dit is nogal iets wat ek van hou. As ek by 'n plekkie aankom en daar's 'n plug, as ek weet 'n vrou het hierdie gastehuis ontwerp van ons 'n plug naby die spieël en ek hoef nie soos 'n 4 meter lead saam met my te dra en die klankman te smeek om vir my dan na die gig uit te haal. Hallo julle, ek is Sandrey en ek het nou net my nuwe album Alice in Nashville uitgebring. Baie geluk aan ASTV met julle 2de verjaarsdag en ek hoop julle speel my musiek en ek hoop al die luisteraars daar buite is mal daaroor. Hallo en die kykers op buitekant. My eerste album 082 en dan Trek deur die Gordyne is op die 2de album wat hulle nou actually mee begin saam dans. So die 2de album se naam is John Boucher, Jy's My Flavor. Ek is van hier vol 3 weke af, van 3-4. Ek kom eintlik vir die af. Hierdie is my ou skool waar ons vanaand optree op Takkie Fees. En al wat ek onthou is 082. Ek gedink ek kan sonder jou. Nou sê nie dan nie en ek kan. Ek skryf hulle songs vir hulle, so ek het die Gilbil song geskryf vir hulle, so ek skryf hier die nuwe skool se song vir hulle ook. So ek kom uit die skool uit, ek is steeds trots, dit gaan nog steeds die skool wees, tradisie sal bly, maar die nuwe skool gaan awesome wees, dit gaan 'n makro skool word, so it's actually bietjie beter, ja. Die laaste 7 nommers kan ek nie meer onthou. Okay, ek is John Boucher en ek is single, ek soek asseblief my trouvrou daar buitekant. Dankie julle my musiek speel en ons sluit af met Trek toe die Gordyne. Hallo, ek is Daniel Jacobus. En dan die ander Piet, was die res van Piet? Nee, ek is hier so. ek is die Boetie is nou net nie saam met ons nie. Hy's bietjie in die hospitaal siek, maar hy's ligte piep. Ja, die res van ons is hier, ja. Maar ek het ook sien wie die man tussen die manne hier so. Ek is die ou in die kort moutjies. Sonder die unieke. Jy kan ook sien wat een is die domste van die lot. Dat sal ek anders doen. Okay, tweede vraag. Ek hou nie van die ou tannies wat my oorval nie. Ek soek jong meisies met my oorval. Wat is jou favourite kos? Maklike vraag nou vir jou. Jy moet nou antwoord, né? Dit sal sampioene wees. Prons. Ek is 'n prawn. Jy weet, my liggaam moet ek maar net water drink, so ek sal maar water sê of slaai. Pieter Smit het die liedjie geskryf en hy het ons genader en gesê luister ons kom sing saam met ons die liedjie. En ons het gesê nee, dit is goed solank hy homself gedra en hy het dit gedoen. So 'n stukkie van 'n merwe is ons en Pieter Smit saam. ASTV, baie geluk met julle 2de verjaarsdag. En dis lekker hier saam met ons musiek speel. Ja, baie julle ons musiek speel. Ja, ons waardeer.
Ja, baie dankie. Hou die wiele aan die rol, die Ossewa wiele, dankie. En vir almal vir julle wat kyk, baie dankie. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Die Campbells het al wyd en suid getoer in die country wêreld, oftewel platteland. En ek sal daarvan hou om te weet hoeveel kilometers hul al agter die blad het op pad huis toe. Altyd aangename, vriendelike musikante om saam mee te kuier en daarom bly hul 'n wenner om sulke groot skares te vermaak. Country roads, take me home to the place I belong. West Kom Here, baie dankie dat julle ons geniet is op by die Takkie Fees. Ek kon nou net vandag geboek geword het en wat ek kon gewoon nie gou genoeg my onderlaag kry nie. Dames en here, baie welkom vandag hier so by die Takkie Fees. Ons sien uit na Steve Hofmeyer, die hoofkunstenaar vir die aand. Weet van my, hou my voedel soos 'n mylpaal, hoor my as jy asemhaal. Baie opgewonde, hier is al soos 'n jaarlike afspraak. Dis 'n instelling en dis een van my gunsteling instellings. Ek weet nie waar die mense vandaan kom nie. Ek het nie geweet so baie mense in die Vaaldriehoek nie. En elke jaar is hy groter. Dis 'n voorreg om op hierdie Takkie Fees te wees. Ek gee jou my hart en my bede. En vanaand voel koelerig, maar nie so erg nie. Maar die weer, die hemele is oop en die mense is hier en lyk of hulle self geniet. Almal weer, dit is my twee gunstelingsspanne en om die waarheid te sê my drie gunstelingsspanne is daai twee daar in die binneland, die Griekwas en die Cheetahs en dan natuurlik die Blou Bulle en vir die ander spanne is ek nou maar jammer. Ons het nou klaar die rugby ding en daar's drie goed, weet jy nie meer op die rugby dinge. Jy moet weet ek het 'n aaklige rugby naweek gehad. Springbok het verloor, die Blou Bulle het verloor, die Griekwas het hom so 'n bietjie neergedruk. So die politiek ding is daar Ons moet maar praat oor die drie. Ek dink in ander lande praat jy nie oor daai drie. In ons lande praat ons graag oor. Ek dink jy moet stry daaroor op 'n braaivleisvuur nie. Ek dink jy moet maar besluit dat jy gaan niemand gelukkig hou met al jou opinies nie. Polities is daar geen einde nie. Ek dink nie dis die regte tyd vir 'n party of 'n leier of 'n ding nie. Ek dink ons moet eers die mense saamkry en dis waarmee ek nou besig is. Elke aand sien ek vir 25 jaar lank 1000 mense en ek maak seker almal onthou wat is ons erfenis, hoe lyk dit, wat gee ons op as ons alles opgee en godsdienst, daar's nog 'n ding. Ek dink nie dis 'n ding wat jy moet oor stil bly, dis jy skaam is daaroor nie. Ek dink sê maar wat jy moet sê. Politiek moet vir jou goeders beloof sodat dit lekker klink. Wat ek vir jou wil uitwerk is 'n realistiese verwagting. Wat kan jy jouself mee besig hou? Groot drome, onrealistiese verwagtinge, dinge wat gaan gebeur en hoe kry dit gaan wees, is nie seker daarvan nie. 'n Realistiese verwagting is as jy nie van die regering hou nie, hoop jy skeer op en hy verloor daai 2/3 mag wat hy het om jou rond te. Ek dink dit is wat hy ouerstaan. Van daar af aan dink ek sou ek onmiddellik gewaai het en ek het 110 plekke waartoe ek wil gaan. Onmiddellik gewaai het as ek nie hoop gehad het nie. Ek bly net hierso. Daar is hy laastens, waarmee is jy besig, album? Ja, ek wag nou vir die Comedy Central, daarna is dit Afrikaans is groot. Ons bring 'n greatest hits uit. Ek wag vir Pretville, die film wat uitkom. Kapabel, my nuwe boek kom uit en ek lees 3 draaiboeke op die oomblik vir volgende jaar. Nee, dit gaan baie goed, ek kan nie kla nie. 2 jaartjies oud, ek is ontsettend bly om te hoor. Baie dankbaar dat julle my musiek luister en almal wat luister en kyk na julle. Baie dankie. En dit was die Takkie Fees. Sien jou by die volgende fees.